Nou ja, goeiemôre gemeente. Dit is vir my altyd so lekker om almal te sien en een ding wat 'n Sondag vir my lekker maak is wel dis jy het in jou kop het jy 'n idee van hoe die program loop, maar wat dit lekker maak is dat die program kan verander. Ons kan 'n paar goedjies verander, ons kan 'n paar goedjies uithaal, ons kan 'n paar goedjies bysit. En die een ding wat 'n prediker of die persoon altans wat die boodskap bring altyd in agte moet neem of kan verander is die manier hoe hy preek, asook die lengte van sy boodskap. Nou ek hou daarvan om altyd baie keer te mix en match en die manier hoe ek 'n boodskap bied, kan jy al agterkom, is bietjie nader. Ek hou nie daarvan op die platform te staan nie, ek wil bietjie nader wees aan julle, maar ek sien julle het die gewoonte om meer terug te skuif. So ek weet nie, ek gaan myself oortuig van dis die koue wat hier deur die deure kom. Dis nie vir my wat julle wegskuif nie. So, maar my tema vir vandag is dat die koninkryk werk anders. Dit is die gedagte wat ek met julle wou gedeel het vanoggend. Nou, verlede naweek verby was ek by 'n plek met die naam Clarence. Nou, ek was nog nooit daar nie. En toe ek daar was dit ook een van daai koudste naweke. Maar ten spyte van die koue was dit nog steeds baie lekker geweest. Maar daar's een besondere ding wat ek wil uitwys van hierdie naweek. Nou, een van hierdie hiking trails wat ons geloop het, ek het die naam klaar vergeet. Maar so tussen, dit lyk soos 'n grot waar jy ingaan. En wat dit nogals uniek maak is, daar was hierdie boom binne hierdie grot. Dit het my baie laat dink aan hierdie Prince of Egypt verhaal, wat ons gekyk het lank terug. En hierdie boom, ek noem hom 'n boom, want hy's so geïsoleerd van alles en almal. Hy's in hierdie grot, daar's 'n opening hierbo waar die son deurkom en daar's natuurlike waterstrome wat vir hom water gee. Maar hy funksioneer totaal op sy eie. Heeltemal geïsoleer van alles en almal, maar hierdie boom groei. Maar nou plant jy 'n boom by die huis wat jy onkruid gee en jy gee hom al die beenmeel en alles en dan sukkel hy om te groei. En die skepping net vir my herinner daaraan dat, maar wanneer daar afsondering is, kan er nog steeds groei plaasvind. En afsondering is nie eensaamheid nie. Afsondering het 'n koninkryksbeginsel. En daar's 'n patroon wat ek toe raak gesien het in die woord met baie Bybelse karakters, waar God eers die persoon afsonder. Ek gaan dit nou vandag wys in my boodskap. En daar's 4 punte wat ek gaan doen saam met dit. Die eerste een is God roep, God onttrek, God vorm, en dan laastens God stuur. So my teksgedeelte is Markus 3 vers 13 tot 15. Ek gaan so vinnig net lees. So Markus 3 vers 13 tot 15. En hy het op die berg geklim en na hom geroep, die wat hy wou hê. En hulle het na hom gekom. En hy het die 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek. So al 4 punte sien ons in die teks gehad. Hy het op die berg geklim en hulle geroep, die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. En hy het die 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek. So daar was 'n tent, wat Jesus gedoen het daar. Hy het die wat hy wou gehad het geroep, hulle was saam met hom, en hy het hulle voorberei, sodat hy weer kan uitstuur. So die eerste punt is dat, natuurlik, is God roep. Ons sien dit met Moses, ons sien dit met Jona, ons sien dit met Jesus, ons sien dit met Paulus. Daar's baie karakters wat ons kan uithaal. Ek gaan hierdie 4 somme net vandag gebruik in my boodskap. Nou, voordat God jou gebruik, openbaar hy eers iets van jou bestemming. So elke groot verhaal in die skrif begin met God wat inbreek in iemand se gewone lewe. Net soos wat Moses besig was met skape wat hy oppas, maak hy inbreek in sy lewe en hy roep hom. Moses was 'n skaapwagter, Jona was 'n profeet met sy eie planne, Saul was 'n fariseer wat die kerk vervolg het, en Jesus leef vir 30 jaar in relatiewe verborgenheid. Dan kom ons maak dit meer persoonlik vandag. Waarmee is ons besig in ons gewone lewe? Dit is sommer net 'n introspeksievraag wat jy vir jouself kan vra. Waarmee is ek besig? Ek het nou op baie goeie ouderdom gekom van
ek wil dit nie hardop sê nie, so ek gaan sê 29. En dan vra ek myself ook baie keer, maar, wat het ek nou bereik in my lewe? Want jy het daai gewoonte om jouself te vergelyk met jou vriende. Jy weet wat nou al dit en dit en dit gedoen het, maar jy is nog nie daar nie, dan vergelyk jy jouself. Maar nou kyk jy ook na die verhale soos wat Moses en Paulus en Saul, hulle was ook besig met hulle eie goed, ook gedink dit wat hulle doen is reg. Jy kon vir Saul nie oortuig dat dit wat hy doen verkeerd is nie. Saulus was so oortuigend dit wat hy doen, dat hy die skrifte geken op sy vingerpunte. Hy het regtig geglo dat wat hy doen is reg. Maar eintlik het hy Christus gemis in totaliteit. Soms kan ons ook dink, dit wat ons doen is reg. Ons kom kerk toe, ons sit waar ons sit, ons tikkie boksie, ons voer nou en dan kom ons noem het, die groot gebeurtenisse by, naamlik Paasfees, Kersfees, Pinkster, en ons dink ons doen alles reg, en tog in 'n mate kan dit gebeur dat ons Christus mis. Kan dit gebeur dat ons osself net nou en dan vra, maar wat is die punt van die lewe? Is hierdie regtig my bestemming? Ek wonder baie keer wat moes deur Moses se gedagtes gehardloop het terwyl hy die skape oppas, want eens was hy soos royalty behandel in Egipte. En omdat hy sy instink gevolg het, omdat hy sy hart gevolg het, gedoen wat hy in daai oomblik gevoel het nodig was en moes reg was, het hy dit alles verloor. Ek wonder my net baie keer waaraan het hy gedink. Miskien as die roeping kom, dan verander alles. Sien, Moses sê, en die roeping is baie keer groter as 'n mens se huidige kapasiteit, ons moet dit verstaan. Die roeping wat ek gekry het in matriek, was groter as wat ek kon hanteer, want ek kon nie voor mense gepraat het nie. Nee, dit was die laaste ding wat ek wou doen. Mondeling in Afrikaans of Engelse klas was definitief nie vir my gunsteling ding nie. Maar ek het vir myself gesê, daai eerste periode, doen dit en kry dit klaar, dat jy weet dit is verby. Moenie eerste gaan nie, dit is die A-klaste, gaan eerder tweede of derde, maar moet ook die laaste gaan nie, want niemand wil na my luister nie. So ek het al geweet waar die sweet spot is, maar was steeds nie lekker nie. Toe kry ek die roeping vir die bediening, toe moes ek leer om voor mense te praat. Nou ek het nie 'n papier, nee, soos een hier agter my. So, ek onthou dit nou nog, dat agter in die saal, as ons woordskoolgoedjies gedoen het daar, van niemand by die tafel praat nie, so wat ons gedoen het, as ons 'n tema gehad, 'n onderwerp, en dan na so 5 minute met elke tafel iets sê oor dit. En dan was ek gewoonlik geboelie om voor te gaan praat, en dan was daar 'n mikrofoon, ek gaan staan, ek kan praat ek daar, en dan gaan die papier so. My bene stil, maar dit gebeur. So ek kon nie voor mense praat nie, maar ja, okay, dit is iets wat ek afgeleer het. Want jou roeping is groter as jou kapasiteit, maar God leer jou om binne jou kapasiteit te werk, maar ook om dit te vergroot. So, hier's wat Moses gesê het toe God vir hom die opdrag gegee het. Hy sê, wie is ek dat ek na die farao moet gaan? Hy het homself onmiddellik bevraag, wie is ek? Jona het sommer net weggehardloop. Dit was net soos, nee, dis nie vir my nie. Paulus het blind geword, kom ons meer spesifiek, Saulus wat blind geword vir 3 dae, nadat hy daai openbaring ontvang het, en hy was afgesonder, en ons gaan nou weer by punt kom, en die volgende persoon wat ek wil noem, is dat selfs Jesus word onmiddellik daarna na die woestyn ingelei, na sy doping. So sien dat God het geroep, en al wat God geroep het, het hy onttrek. So dit is die tweede punt basies. Dat selfs Saulus, wat alles geken het van die woord in daai tyd, moes onttrek geword het, sodat hy kan verstaan wat die openbaring van Christus werklik is. En hy was lank in die woestyn gewees, voor hy eers begin het met die bediening, wat ons vandag uitbreek, naamlik die briewe, Romeine, Galasiërs en so meer. Jona moes eers ingesluk word deur 'n vis vir 3 dae, 3 nagte, voordat hy uitgespoeg is weer, om weer dit wat God vir hom gesê het om te gaan doen. En in hierdie afsondering is dit iets wat ek wil beklemtoon. Die afsondering voel soms soos isolasie. Maar eintlik is dit God wat besig is om jou voor te berei.
Vir iemand wat sy hele lewe lank sien, is skielik vir 3 dae blind gemaak, sodat hy moet fokus op iets anders, naamlik die evangelie. Jona is vir 3 dae, 3 nagte in 'n vis se maag, en ek kan nie dink dit is enigstens lekker gewees nie. Dis nie soos daai ou Pinocchio movie wat ingesluk is deur die walvis en dan het hierdie eilandjie waar hulle sit en rustig gesels nie. Dis seker opgekrul, ijskoud, pikdonker, slijmerig, nat. Maar ek dink in daai 3 dae wat Jona daar in die vis se maag gelê het hy nie 'n keuse gehad om te dink aan dit wat God vir hom wou hê hy moet doen nie. Die vrees wat hy gehad het vir die mense vir wie hy die woord moes verkondig, ewe skielik is nie meer relevant nie. Want ek dink die vrees wat hy toegeleer het is wat, weet jy wat? Ek is nie meer bang vir die mense nie, ek is bang om eendag weer deur 'n vis ingesluk te word. Want hierdie is nie lekker nie. En hy kon uitgaan en vir die mense gaan verkondig wie hy eens bang was om te verkondig. So God het nie net geroep nie, hy het hulle onttrek ook. En in daai onttrekking is God besig om te vorm. Dis om die afhanklikheid van God te openbaar. Die roeping openbaar nie net wat jy gaan doen nie, dit openbaar wie God reeds in jou sien. Dis daai vormingsproses wat plaasvind. God moes aan Moses openbaar wat hy reeds in hom sien. Toe Moses vra, maar wie moet ek sê het my gestuur? Sê ek het jou gestuur. Ek sal met jou wees. Partykeer moet mense tree terugvat, voor jy weer kan vorentoe beweeg. Daar is miskien 'n hakplek wat ons baie keer ervaar. Ons voel instinktief, ons vorder net as ons vorentoe beweeg, maar partykeer sê God, nee, ek moet jou eers bietjie terugvat, voor jy werklik vorentoe kan beweeg. As jy dink in 'n pyl en 'n boog, die enigste manier die pyl vorentoe kan gaan en sy teiken kry, moet jy hom terugtrek. En dan net iets interessant, mens kan dit self interpreteer soos jy wil. Ek interpreteer dit op hierdie manier, as jy die woord, wat ons nou baie goed ken, sonde, en jy gaan na Amaratea, kom eintlik afkomstig uit die illustrasie van 'n pyl en 'n boog. Van Amaratea is om die teiken te mis, om die merk te mis. So miskien kan dit wees dat sonde is eintlik in 'n slotsom, in 'n baie klein slotsom basies, ons wat net ons merk mis. Ons wat mis om daai tree terug te vat, sodat God ons kan vorm, sodat ons uiteindelik kan kom by die teiken waar ons moet wees. Dis maar iets interessant wat ek gedink het ek gaan deel. So as ons dink aan onttrek, dink ek in 'n mate ook wat God besig is om in ons uit te haal. Ons eie tekortkominge wat ons glo oor onsself. Moses wat gedink het hy kan nie, of kom ons sê eerder Moses wat gevoel het hy kan nie praat nie, het God gesê, maar ek kyk nie na dit nie. Ek kyk na jou hart. Verder het ek jou geskape. Ek weet tot wat jy in staat is. So nie het onttrek God jou van die wêreld af nie, maar hy onttrek ook al die klein goedjies wat ons glo oor onsself. Ek is dalk nie slim genoeg nie, of hoekom ek. En dis weer in sy introspeksie, dit kan doen ons eie hart. Wat is dit wat jy glo oor jouself? Wat God moet onttrek uit jou uit? Sien, ons verwag roeping en dan onmiddellik sending. Maar God werk dikwels roeping, dan stilte. En in die stilte vorm hy jou. In die stilte leer hy jou. Dit is amper soos God se werkswinkel. En daarna stuur hy jou. Weer eens as kyk na die teksgedeelte wat ek in die begin genoem het. Sien, skielik voel dit asof niks gebeur nie. Die telefoon hou op lei, die geleenthede verdwyn, die deure maak toe. Maar dit is in daai stilte waar God besig is. Maar ons as mens kan soms die stilte vat en ons interpreteer dit as geen vordering nie. Niks wat gebeur nie. Maar dalk moet ons net weer eens die tree terugvat en sê, Here, waarmee is U besig om te werk? Sien, die opgewondenheid van roeping maak plek vir stilte. Dit voel amper soos verwerping, in 'n mate.
Maar die Bybel sien ons in die Bybel sien ons dieselfde patroon altyd. Sien Moses verdwyn vir 40 jaar in Midian. Jona verdwyn vir 3 dae in die vis, Paulus verdwyn in Arabië, Jesus verdwyn vir 40 dae in die woestyn. Die wêreld sien onaktiwiteit. Sien ons moet daaraan dink. Jesus, die seun van God, was nou net gedoop. Daarna verdwyn hy vir 40 dae. Niemand sien vir Jesus nie, niemand weet waar hy is nie. Dis amper die teenoorgestelde wat ons half in die Hebreë kerk eintlik verwag, is dit nie? Jy kom, jy ervaar hierdie roeping om gedoop te word en dan word jy gedoop en dan dink jy, okay, nou gaan alles gebeur. Al hierdie groot goed, ek gaan nou dit doen, ek gaan nou dit doen. Maar wat het Jesus gedoen? Hy was eers geïsoleerd vir 40 dae, dis meer as 'n maand. Ek voel amper, dit is al so eintlik 'n tong in die kies, dat as ek nou amptelik aangestel word as die presiderende pastoor, moet ek ook net verdwyn vir 40 dae. Kyk nou vir al die raadlesers. Dis 'n Bybelse beginsel, né? Onthou. Dis 'n betaalde verlof. Sien, ons sien onaktiwiteit, maar God sien voorbereiding. En toe Jesus klaar is met die 40 dae in die woestyn, wat 'n wonderwerk het hy nie gedoen nie. Toe Saulus klaar is met sy openbaring van die evangelie in Arabië, wat 'n wonderlike werk het hy nie gedoen nie. Vandag nog preek ons uit sy briewe. Sy briewe het deel gevorm van die woord. Want daar is sekere dinge wat slegs in stilte gebore kan word. Sien, God onttrek jou nie van jou roeping nie. Hy onttrek jou net van die geraas. Dit wat jou identiteit stuk vir stuk weggevat het van wie jy werklik is. Want die geraaste manier om dit te doen. Sulke aanpaksels wat op jou kom. En jy besef nie dit is daar nie. Maar stuk vir stuk, jaar na jaar, vat dit al hierdie vermoë van jou weg, talente. Eens op 'n tyd het jy geweet daarvan, en na 'n paar jaar het jy al vergeet van die talente. Moses kon nie 'n herder van Israel word, terwyl hy steeds 'n prins van Egipte was nie. Maar is nogal iets wat ek nou eers voorheen besef het nie. Moses kon nie 'n herder van Israel wees, terwyl hy nog 'n prins van Egipte was nie. Waar moes sy identiteitsverandering eers plaasgevind het. Jy kan nie die stem van die toekoms hoor, terwyl jy voortdurend deur jou verlede omring word nie. Daar's 'n onttrekking nodig, daar's 'n vormingsproses nodig. In afsondering werk God minder aan jou bediening en meer aan jou identiteit. Want gawes kan jy voor mense bring, maar karakter bepaal hoe lank jy daar gaan bly. Gawes kan jy voor mense bring, maar jou karakter gaan bepaal hoe lank jy daar bly. Ek sê baie keer vir mense en hulle besef het nie, dat enige persoon kan eintlik kerkse bediening gaan studeer op die NWI. Enige persoon. Solank as dit jou kursusgeld betaal, is die hekke oop. Of jy ateïs is of nie, jy kan bediening gaan swat. Want dit is net 'n kursus. Maar dit is die karakter wat God gaan gebruik. Die persoon wat die hart het vir dit wat God gaan gebruik. Dawid was gekies tussen 'n klomp broers as gevolg van sy hart. Nie hoe lank hy was of hoe sterk hy was nie. God kyk na jou hart. God vorm verskillende dinge in verskillende mense. In Moses vorm hy nederigheid. Die man wat eers sy Egiptenaar doodslaan in eie krag, word die man wat beskryf word as die nederigste op aarde. In Jona vorm hy gehoorsaamheid en barmhartigheid. In Paulus vorm hy genade. Die een persoon wat die meeste genade preek, is seker Paulus. Maar dis ook die een persoon wat nie genade toegepas het nie. Die fariseer wat die wet verdedig het, word die apostel wat meer oor genade skryf as enigiemand anders. Jesus sien ons die bevestiging van die identiteit. Die Vader self praat van, dit is my geliefde seun, wie ek welbehaag het. Paulus skryf die volgende, hy sê, word verander deur die vernuwing van julle denke. Romeine 12 vers 2.
Dis weer as, ek dink, daai teksgedeelte is miskien 'n selfopenbaring wat hy ook ontvang het. Word verander deur die vernuwing van die denke. En ek voel Paulus was gekwalifiseerd om dit te sê. Hy was ook geïsoleer. Hy moes ook eers in Arabië bietjie gaan rustig raak, gaan sit en verstaan, wat is die evangelie regtig? Wat jy die meeste waarneem, begin jou brein normaliseer. Ek wil daai weer sê. Wat jy die meeste waarneem, begin jou brein normaliseer. Dit wat jy glo oor jouself, word genormaliseer in jou onderbewussyn. Wees versigtig wat jy dink van jouself. Wees baie versigtig daarvan. Wat jy die meeste glo, word ook jou werklikheid. My laaste punt is God stuur. Wanneer God stuur, stuur hy nie dieselfde persoon terug wat hy onttrek het nie. Moses kom terug met 'n staf en met gesag. Jona kom uit die vis met gehoorsaamheid. Paulus kom uit Arabië met openbaring. Jesus kom uit die woestyn volgens Lukas in die krag van die Gees. Selfde mens, maar nie meer dieselfde mens nie. Dis wanneer jy miskien iemand ontmoet wat jy lanklaas gesien het en jy kyk na hom en jy wonder maar, yes, jy lyk dieselfde, maar eintlik is jy nie. Iets van jou is anders. Dis nou weer die blou bulle wat of die blou trui het of die pink trui. Maar dit maak nie saak wat 'n trui aan hulle het, hulle speel dieselfde. Ek moet baie keer wel as 'n voorbeeld gebruik, kan verstaan mense. Sien, Moses leer, ek hoef nie alles te beheer nie. Jona leer, God is groter as my oordeel. Paulus het geleer, ek is nie meer Saul nie. Ek hou nogals van daai ene. Paulus het geleer, ek is nie meer Saul nie. Ek is nie meer daai persoon wie ek was nie. Ek verstaan die evangelie nou. Ek verstaan genade. Ek verstaan Christus in my. Paulus is een van die eerste mense wat het ontdek het, wat regtig gesnap het, en wat herhaaldelik dit in sy briewe skryf. Christus in jou. Sien, die woestyn verander nie die bestemming nie. Die woestyn verander die persoon wat die bestemming gaan betree. Net soos vir die volk Israel deur die woestyn gewandel het, 40 jaar. Maar die woestyn het iets aan hulle verander, sodat die wat die regte denkwyse het, die beloofde land kon ingaan. Kom na ek weer persoonlik volgens. Die woestyn wat ons ervaar, emosioneel, sielkundig, fisies, dit berei ons voor vir wat ons moet werklik raak sien, want ons moet beweeg, die koninkryk binne ons. Nie die hemel eendag nie, die hemel nou. Die koninkryk in jou, Christus in jou. Ek ben net laas Sondag die woord baie eenvoudig maak, God in jou. Nie God eendag of God daar ver in die hemel nie, God hier nou in jou, deel van jou. God stuur nie mense met nuwe inligting nie, hy stuur mense met nuwe identiteit. Moses was nie dieselfde toe hy weggeloop van die brandende bos nie. Jona was nie dieselfde nie. Hy dink enigiemand kan dieselfde wees nadat hy deur 'n vis ingesluk is vir 3 dae nie. Was nie 'n manier nie. Hulle volg resonansie, sekerheid, vrede. Klink amper soos die koninkryk. Vreugde, vrede, geregtigheid. So gaan afsluit met die volgende gedagte. So miskien is jy so Saulus in Arabië. Miskien voel dit asof niks gebeur nie. Maar dalk is jy nie verloor nie. Dalk sit ons vanoggend net hier en ons is eintlik net in die werkswinkel van God. Miskien is God net besig om in jou te werk. Maar jy kan net bewus raak daarvan as jy die vermoë het om te kan stil raak. Jouself onttrek van die geraas om jou, sodat jy bewus is van die vormingsproses waarmee God besig is. En as jy leidrade nodig het in daai proses, as jy hulp nodig het of raad nodig het of iets moet verstaan, wel, die briewe van Paulus is nogals baie handig in daai aspek. Lees bietjie deur, want miskien, net miskien, sien jy ander sleutels raak wat jy voorheen nie raak gelees het nie.
Die patroon verander nooit nie. God roep, God onttrek, God vorm en God stuur. Wees geduldig met jouself. Moet jy die persoon wees wat die oomblik wat jy tot bekering kom, duisende mense tot bekering wil bring nie. Daar's 'n proses wat in plaasvind. Wees geduldig met jouself. Laat God jou vorm, laat God met jou werk, sodat jy, wanneer hy jou stuur, en daai is die geheim, wanneer God jou stuur, jy reg is. Kom sê dit so. Vader, ek gaan net vanoggend hierdie geleentheid vat om te sê dankie, Here. Dankie vir die woord, Here, wat omvattend is, wat ryk is in wysheid en kennis, Here. Here, dankie vir liefde, Here, wat ons deur op deur kan ervaar, wat ons vrede gee in ons hart, Here. Terwyl ons werklik niks wat ons kan doen sonder U nie, Here. En dit is ook saam met dit gelyktydig besef dat U is altyd nog steeds met ons. Al is ons altyd bewus van U teenwoordigheid nie, is U teenwoordig. Dankie vir die patrone wat ons kan raak sien, Here. Vir die koninkryk beginsels wat altyd sal staan in die woord, en wat nog steeds prakties en van toepassing is in vandag se tyd en era. U is goed vir ons, en mag ons dit altyd raak sien. Amen.